Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek begin met 'n bietjie van 'n recap en dan gaan ek vir ons 'n groot vraag gee en dan gaan ek vir ons bid soos wat ons na die woord toe gaan. So, vinnige recap, okay? Laasweek het ons basies gesê, salvation is received, it is not achieved. Salvation is received, it is not achieved. Dit is een van die predikers wat love om te rym. Ek het dit gesteel by hom. Dis nie my genius nie, maar ek like it. Salvation is received, it is not achieved. Christendom gaan oor genade wat ontvang is. Primêr is Christendom anders as elke liewe ander godsdiens in die hele wêreld. Want primêr gaan godsdiens nie oor wat jy moet doen nie, maar oor wat jy ontvang het by Jesus Christus. Anders as enige ander godsdiens. Nou, dis hoekom ons gesê het laasweek ons moet versigtig wees. Want hoe ons die jaar wil begin is met die fokus op alles wat fout is in ons lewens. Ons wil die jaar begin met nuwejaarsvoorneme wat basies 'n wet is wat ons vir onsself opstel, sodat ons weer kan goed voel oor onsself en ons gaan al die amazing goeders doen. En dan word dit amper ons Christendom. Ek is amazing as ek hierdie goed kan doen. Nee, wag, wees versigtig. Wees versigtig. Christendom wil jou innooi om die jaar te begin deur te rus in wat reeds vir jou gegee is. Fokus op die genade, hoor wat Jesus vir jou gedoen het. Jesus se uitnodiging laasweek was, ek het alles vir jou gegee. Salvation is received, not achieved. Kom rus. Kom sien wat ek vir jou gedoen het. Maar dan word die vraag wat ons hierdie week na wil kyk, maar as alles wat ek het ontvang is uit Jesus uit, wat moet ek dan doen? Bly daar iets oor vir my om te doen? As alles reeds vervul is die taal van die Bybel, vervul is in Jesus, daar's nie 'n wet oor om te doen, daar's nie 'n paal om oor te spring nie, daar's nie 'n reg of verkeerd nie, alles is vervul in Jesus, wat bly daar oor vir my om te doen? Die Bybel praat van 'n perfekte geregtigheid wat vir jou gegee is. Perfect righteousness, jy is gekleed in Jesus se geregtigheid, so wanneer God na jou kyk, sien hy nie jou sonde nie. Hy sien Jesus se geregtigheid. Wat dan van my? Ek voel nie geregtig nie. Ek voel nie heilig nie. Ek doen nie wat Jesus doen nie. Inteendeel, beteken dit byvoorbeeld ek hoef nooit meer my Bybel te lees nie. Ek hoef nie op te hou vloek nie. Ek kan aangaan met my sonde, dis okay. Ek kan aangaan met my sonde. Ek hoef nooit op te hou met my sonde nie, want genade gaan my altyd red. Is dit die gevolgtrekking wat ons mag trek, as Jesus alles gedoen het? Dis eintlik maar die vraag wat ons vanaand by wil stilstaan. Ek wil daai vraag beantwoord. Nou, as jy so sit en jy soos, Johan, daai klink amazing, maar ek gee nie om oor daai goed nie. Ek gee nie om oor geregtigheid, of daai teologiese goeders van, ek het laasweek gemis, ek gee nie om nie. Great, ek het nog 'n vraag vir jou. Dieselfde vraag, maar ek wil op 'n ander manier stel, sodat jy ook sal luister vanaand. Ek wil baie graag hê almal moet luister, okay? Die vraag vir jou is, en dis dieselfde vraag, maar ek wil dit net van 'n ander angle af. Die vraag vir jou is, wil jy iets in jou lewe verander vir die beter? Het jy al ooit gewonder hoekom dit so moeilik is om iets in jou lewe te verander vir die beter? Kyk, baie mense verander vir die slegter. Baie mense wat ons ken, het vir verskeie redes daar buite in die wêreld, verskeie redes het slegter geword. Hulle gaan af, downward spiral, ontplof, lewe val uit mekaar uit, baie mense. Dis eintlik heel eenvoudig om dit reg te kry. Maar, hoe moeilik is dit nie om aan die ander kant toe te gaan nie? Om werklik iemand te wees wat sy lewe jaar na jaar verander vir die beter. Iemand wat werklik transformeer, maar goed transformeer. Woede in jou lewe word geduld. Verslawing word bevryding.
Haat word liefde, nie net liefde nie, dit word dienaarskap vir die persoon wat jy gehaat het. Leuns word radikale integriteit en eerlikheid. Luiheid word dissipline. Daai, wil jy dit hê? Wil jy daai verandering kan beleef? Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit? As ek meer direk kan vra, ons fail elke jaar met ons nuwejaars voorneme. Ons kry dit nie reg nie. Maar wat as ons dit kon regkry? Hoe lyk dit? Ek wil dit regkry. Daar is goed in my lewe wat my pla, Johan, ek wil verander. Dan wil ek vir jou sê, vanaand is ook vir jou. Dieselfde vraag, ons gaan ook daai vraag probeer beantwoord vanaand. So kom ek bid vir ons, en dan gaan ons kyk na Romeine 6, en ek hoop en bid dat die Here met ons sal praat vanaand, en met jou sal praat, waar ook al jy mag wees. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader in die hemel, sal U teenwoordig kom wees hier, uitermate vanaand ons ontmoet deur die krag van die woord, met ons kom praat as individue. U weet waar ons is vanaand. U weet waar ons is, en ek glo, Vader, deur die krag van die Gees, dat U deur U woord met ons wil kom ontmoet vanaand. Sal U dit doen? Sal U my help? Mag ek nie in die pad kom van die woord nie, maar mag die woord duidelik deurkom, Vader. Ek bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. So, as ons kan inspring, Romeine 6 vers 1 wat ons gelees het, en in vers 15 lees, what then shall we say? Are we to continue in sin that grace may abound? En dan weer later, what then? Are we to sin because we are not under the law but under grace? En beide kere sê Paulus, nee. Hy beantwoord hierdie vraag, en dan brei hy daarop uit, en hierdie vraag wat ek net gelees het, is basies die vraag wat ek nou net genoem het. Hoe lyk ons verhouding as Christene, hoe lyk ons verhouding met sonde? Nou die beste manier om hierdie te verduidelik is om te fokus op vers 14. Ek kan nie aan alles raak nie. Dit is soos ontsettend ryk, okay? Daar's soos boeke geskryf net oor hierdie hoofstuk. Okay, ek het nie 'n boek voorberei vir julle vanaand nie. Ek het nie. Yes, Johan, dankie, jy's oulik. Maar ek gaan dit probeer opsom en eenvoudig hou. So ek gaan begin met vers 14 en dan gaan ons net van daar af aangaan. So vers 14 sê, for sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. So ons gaan net daar stil staan. En ek gaan na twee goeters kyk vanaand. Ek gaan kyk na wat beteken dit om onder genade te wees, under grace, en hoe lei dit tot werklike lewensverandering. Dis die tweede ding. En so kom ons begin daar. For sin shall have no dominion over you, since you are not under the law, but under grace. Hierdie verse som nog ons baie dinge op. Nie meer onder die wet nie, onder genade. Wat Paulus hier vir ons probeer sê, is dat daar twee heeltemal verskillende maniere is om te lewe. Daar is die wet manier van lewe, en dan is daar die genade manier van lewe. En hy sê, jy gelowige, jy's nie meer onder die wet manier nie, jy's onder die wet manier uitgevat, en nou sê onder die genade manier. Maar kom ons staan gou stil by die wet manier. Jy was hier, jy was onder die wet manier. Hoe lyk dit? Die wet manier van lewe gaan alles oor reëls. Reg en verkeerd is sentraal. Onder die wet is al hoop wat jy het, hoe goed jy die wet kan nakom. Gewoonlik is dit 'n baie koue en scary plek om in te wees as jy in 'n wettiese plek is, want almal is altyd bang hulle gaan uitgevang word. En niemand weet wat regtig aangaan in die ander persoon se lewe nie regtig nie. Onder die wet manier van lewe doen, gaan God jou net aanvaar as jy goed genoeg is, volgens sy standaard. Maar natuurlik is daar soveel vrees en angs, want ons weet, as ons eerlik is met onsself, dis bietjie hopeloos. As ons eerlik is met onsself, weet ons kan nie God se standaard bykom nie. Die Bybel probeer ons oor en oor daarvan oortuig. Die Bybel probeer oor en oor van ons sê, we have all fallen short of the glory of God, sy standaard. Dis hoekom ons onder die wetmanier eintlik meer sonde beleef. Onder die wetmanier van lewe is daar meer sonde.
Nie meer heiligheid nie. Want niemand kan God se wet perfek nakom nie. Ons kan onsself probeer oortuig, maar ons weet ons kry dit nie reg nie. Almal breek altyd die reëls. En al het jy net een reël gebreek, volgens God se standaard het jy al die reëls gebreek. En so hoe meer reëls daar is, hoe meer sonde is daar. Sonde heers saam met die wet. Nou, dis nie omdat daar iets fout is met die wet nie. Daar's niks fout met die wet nie. Die wet is perfek. Maar daar's iets fout met ons. Daar's iets verskriklik groots fout met ons. Dis in ons natuur om te wil rebelleer, om nie die wet te kan nakom nie. Ons het hierdie ding genoem 'n sondige natuur. 'n tipe van 'n siekte wat ons hele liggaam en siel en verstand binnegeval het. Dis wie ons is. Verder in hoofstuk 6, soos wat julle gesê het in vers 20, sê hy, you are slaves to sin. Dis wie ons is onder die wet. Onder die wet is jy gebind om altyd tekort te kom en gebind deur die sonde wat jou hopeloos laat om ooit goed genoeg te kan wees. Die wet is niks fout nie. Dit wys ons eintlik net wie ons regtig is. En dis wat Paulus bedoel in vers 20 van hoofstuk 5. Hy sê, the law was brought in that the trespass, the breaking of the law might increase. Die wet wys ons hoeveel sonde daar is. Dis soos byvoorbeeld, my pa het vir my gesê, moenie met die bal in die huis speel nie. Of moenie in daai kas krap nie. Ek wou nie eens in daai kas krap nie, maar nou wil ek. Die wet kom en skielik is daar 'n geleentheid om te sonde wat daar nie was nie. Skielik wil ek iets dryf my om met die bal in die huis te wil speel. Die wet heers saam met sonde, gegeewe wie ons is. Daar is dan natuurlik, soos ek so 'n bietjie na verwys het, saam met die wet baie vrees in ons lewens, want net soos ek elke oomblik vrees vir my pa om huis toe te kom en te sien ek het met die bal in die huis gespeel en daar's 'n venster gebreek, net soos wat ek elke oomblik bang is hy kom huis toe en vang my uit, so is dit onder die wet. Daar is in ons lewens teenoor God 'n geestelike vrees en onrus. Ons is bang. Ons is soos die Israeliete. Daar's hierdie afstand tussen ons en God. God kom en hy verskyn aan die Israeliete op die berg en dis aardbewings en dis winde en dis blits, donderweer en hulle soos Moses, gaan jy asseblief. Hulle is letterlik bang vir God, soos Adam en Eva wat wegkruip in die tuin. Dis hoe ons voel teenoor God. Van ons weet, onder die wet, we just don't make it. We don't make the cut. Soos Adam en Eva weggehardloop het, kruip ons weg in ons sonde. Maar moenie verkeerd verstaan nie. Die Bybel wys ons kan baie mooi lyk aan die buitekant onder die wet. Kyk, onder die wet kan jy, soos Jesus sê, jy kan 'n whitewashed tomb wees. Dit is basies 'n baie mooi grafsteen. Lyk stunning. Jessie, dis amazing, maar binne is jy's vol dooie bene, jy's dood binne. So onder die wettiese manier kan jy baie mooi lyk vir mense, baie impressive. Maar jy's dood binne. Dis die wetmanier. Okay? Dis die wetmanier. Maar Paulus sê ons is nie meer onder die wetmanier nie. Ons is onder die wet uitgevat. Nou is ons onder genade. Wat is dit om onder genade te wees? Hier begin alles in Romeine 6 sin maak. Onder genade verander alles. Onder genade is vergifnis sentraal. Onder die genade manier is vergifnis sentraal. Jesus se geregtigheid, hy wat die wet perfek nagekom het. En hy sê vir jou hier, my kind, ek gaan jou kleed in my geregtigheid, sodat die hele volle wet perfek nagekom is deur jou. My perfekte geregtigheid is joune. Daai geskenk, dis sentraal. Dis alles. Ons sien die wet, maar ons is elke dag stom geslaan. Want ons besef, daai is nagekom vir my. Ons sien ons sonde, maar ons het altyd vrede. Want ons altyd iemand wat in ons plek staan.
Dis presies wat vers 14 na probeer wys. Sin sal no longer have dominion over you. Wanneer genade heers, het sonde nie meer mag nie. Nie omdat die wet nie meer oor my hang nie, die wet hang daar, maar omdat dit reeds namens my nagekom het, verloor die wet sy mag oor my. En as die wet sy mag oor my verloor sonde sy mag oor my. Dis asof die reël nie meer gebreek kan word nie, want die reël is perfek nagekom, as dit sin maak, so te sê. En so word genade, hierdie vreeslike genade, word soos 'n doodslag vir sonde in jou lewe. En dit beteken, ek hoef nie meer bang te wees nie. Vrees, kan julle sien hoe vrees wegval onder genade? Want ek hoef nie meer bang te wees vir my pa wat huis toe kom nie. Want ek weet wat my pa gaan sê wanneer hy huis toe kom. Hy gaan my 'n drukkie gee en hy gaan sê, my kind, jy is reeds vergewe. Soos, hoekom is jy in 'n paniek? Jy is reeds vergewe. In plaas daarvan dat ek verder van God af wil weg te beweeg, ek staan in bewondering, ek wil na hom toe kom. Wie is hierdie God? Wie is hierdie God wat hierdie vir my gedoen het? Wat ten spyte van my sonde alles tussen ons verwyder het, sodat ek nader aan hom kan beweeg. Ek voel liefde. Ek voel dankbaarheid. Dis die genade manier van lewe. Dis wat Paulus sê die gelowige is. Ons is hier. Maar hoe het ons daar uitgekom? Hoe het ons van die wet manier na die genade manier? Hoe het ons daai sprong gemaak? Die antwoord is, daar het 'n massiewe hartsverandering in jou lewe plaasgevind. Kyk weer na vers 1 tot 4. Ek gaan net vanaand weer vir ons lees. Paulus sê, what then shall we say? Shall we go on sinning so that grace may increase? Nee, by no means. En hier verduidelik hy die verandering. Hy sê, we are those who have died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know, Christian, that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised through the glory of the Father, we too may live a new life. Skielik praat hy oor die doop. Skielik is daar doop. Wie hier is gedoop? Die gedoopte hier is die gelowige, maar moenie dink fisies aan 'n doop nie. Paulus gebruik die doop as 'n illustrasie, 'n prentjie. Hy wil hê ons moet sien dat wat binne jou plaasvind, die oomblik wat jy jou hart vir Jesus gee, wat binne jou plaasvind, is soos jy wat onder die water gaan en 'n deel van jou verdrink. 'n Deel van jou word versmoor en gaan dood onder die water, soos wat Jesus dood gegaan het. En soos wat Jesus opgestaan het, en soos wat jy uit die water uitkom, is daar 'n nuwe lewe, 'n nuwe jy, 'n new life. Hy sê, gelowige, jy kan nie aangaan met sonde nie. Jy is nie meer onder die wet nie, jy is onder genade, omdat daai transformasie in jou lewe plaasgevind het. 'n Tipe van 'n dood tot lewe transformasie binne jou. Jy gaan af en jy verdrink en jy staan 'n nuwe lewe op. Dit raak soos bietjie crazy, dis bietjie meer abstrak. Maar Jesus se lewe word jou lewe. En soos wat hy dood gegaan het en opgestaan het, is daar 'n tipe van 'n krag wat jou hart tref die oomblik wat jy glo. En daai krag vat jou van die wet en sit jy nou onder genade en dit verander alles. Hierdie is 'n beginsel wat Paulus uitbrei, maar ons lees hiervan oral in die Bybel. So ons lees van Jesus wat met Nicodemus praat. Hy sê, Nicodemus, you have to be born again. Selfde ding. Innerlike transformasie, nuwe lewe. Esegiel in die Ou Testament praat van 'n hart van klip wat vervang moet word met 'n hart van vlees. Selfde ding. Paulus gebruik hier die doop as 'n illustrasie, maar op ander plekke praat hy van 'n hart wat skielik na God toe uitroep, Abba Vader. Daar was afstand tussen my en God, nou roep ek uit, God, Abba Vader. En dan sê hy, dis deur die Heilige Gees in jou, wat jy kan uitroep, Abba Vader. En so, dis die Gees kom en woon in jou, en bring nuwe lewe waar daar dood was, en nou sê hy nie meer onder
die wet nie, jy is onder genade. Wanneer ons glo, hierdie is die punt. Wanneer ons tot geloof kom, gebeur daar meer met jou as wat jy ooit kon droom. Jy dink, jy sit in 'n kerkdiens en jy soos Jesus kom lewe in my hart en jy soos great. Nee. Dit is al 100 keer meer as dit. Dis al 100 keer meer as dit. En ek wil duidelik maak, dit gebeur en dit voel anders vir almal, okay? Vir baie mense voel dit letterlik soos 'n radikale verlossing van drugs en seks en gangs. Boom, oornag, nuwe mens. Dis baie mense se storie. Maar vir ander mense is dit dat hulle van jongs af groot geword het in 'n gelowige huis. En ma en pa en vriende en kerk het op 'n dag Jesus met hulle gedeel en hulle weet hulle is nie meer dieselfde mens nie. Maar hierdie is die punt. Vir almal, ongeag wat jou storie is. Vir almal wat hierdie beleef het, weet hulle is nie meer dieselfde mens nie. Hulle weet hulle is nie meer dieselfde mens nie. Hulle weet daar's iets in hulle. Daar's 'n krag binne hulle. En hierdie, ek het gesukkel om hierdie te verduidelik. So hoor wat sê C.S. Lewis. C.S. Lewis sê hierdie, hy sê, to have faith in Christ means, of course, trying to do all that he says. There would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Jesus advies. Thus, if you have really handed yourself over to him, to Jesus, it must follow that you're trying to obey him. But trying in a new way, a less worried way, not doing things in order to be saved, but because he has begun to save you already. Not hoping to get to heaven as a reward for your actions, but inevitably wanting to act in a certain way because a first faint gleam of heaven is already inside you. Okay, dis dit. Die transformasie waarna Paulus verwys, die genade na dood toe waarna Paulus verwys is dit. Dis iets het klaar binne jou gebeur. En nou wil jy obedient from the heart. Daar's 'n transformasie, dis genade, daar's 'n shift in jou lewe. Dit lyk anders vir almal, maar dit moet met elke gelowige gebeur. Daai ding binne jou, daai krag binne jou wat jou verhouding met God verander, waar jy onder die wet uitbeweeg, na genade toe. Dit moet met elke Christen gebeur. En ek sê dit aandiens. Ek sê dit want in Pretoria is daar baie Christene wat nog nie dit beleef het nie. En volgens Paulus is hulle nie Christene nie. Hulle is nog onder die wet. Hulle probeer nog vir God please. Hulle probeer nog iets regkry. Hulle probeer iets na die tafel te bring. En daar was nog nie in hulle 'n trots wat gebreek het, sodat hulle ontslae kan raak van wat hulle kan bring na die tafel toe en kan alleenlik staat maak op Jesus en dankie kan sê vir wat Jesus gedoen het. Daai het nog nie gebeur. Dit is belangrik dat ons hierdie hoor, want ons moet die moeilike vraag vra. Ons moet vra, waar is ons? Waar staan jy? Onder wat is jy? Hoe lyk jou lewe? Hoe is jou verhouding met God? Is dit wetties? Is dit onder die wet manier of is dit onder die genade manier? Voel jy moet nog jouself bewys aan God? Of is wat Jesus gedoen het goed genoeg? Dis die vraag, baie belangrike vraag. As ek kan terugkom by die vraag wat ons gevra het in die begin. Hoekom is dit dat die Christen nie net sommer sal doen wat hy wil nie? Die gelowige. Hoekom sal die Christen nie kan aanhou lewe in sonde nie? Al is daar eindelose genade. Wat is die een teken? Een teken wat werklik bewys jy het geskuif. Jy's nie meer onder die wet nie. Die antwoord op die vraag is, Paulus sê, want jy's nie meer dieselfde mens nie.
Dis die antwoord. Jy's nie meer dieselfde mens nie. Dis hoekom jy nie wil nie. Iets het gebeur. Iets gebeur, jy sukkel, jy's nie perfek nie, maar jy's nie meer dieselfde mens nie. Ek wil julle St. Augustine se storie vertel. St. Augustine is 'n teoloog in die 300s, 400s AD, okay? Soos back in the day, okay? Back in the day. En hy skryf sy storie. En sy storie is een van vreeslike seksuele verslawing. Okay, vreeslike seksuele verslawing. Hy praat van soos friends with benefits, honderde vrouens, prostituie, dis sy lewe gewees. Hy het homself oorgegee en hy was totaal en al verslaaf. Okay, dit was sy storie. En toe bekeer hy. Hy gee sy hart radikaal vir Jesus. En hy bekeer, hy glo, hy vertrou vir Jesus. Hy sê so, ek my lewe is gemors. Kom red my. Hy doen dit. En net so rukkie na sy bekering lees ons in sy storie dat 'n vrou by die straat afloop en sy sien hom en sy gryp hom aan die arm en sy sê, Augustine, it is I. En hy ignoreer haar. En die vrou dink, hy het my geïgnoreer. Hy dalk het hy nie gesien wie ek is nie. Maar Augustine het presies geweet wie dit is. Dit was een van sy super gereelde casual flings. Dit was 'n girl wat hy misbruik het en oor na toe gegaan het. En sy hardloop agter hom aan en sy gryp hom weer op die arm en sy sê hy moet weet wie ek is. En sy gryp hom weer arm en sy nooi hom weer uit. Sê hy, Augustine, it is I. En sy nooi hom, sy sê kom. Dis tyd. Hierdie is wat ons nog altyd gedoen het. En Augustine kyk haar in die oë met soveel erns en met soveel liefde. En hy sê, yes, but it is not I. It is not I. Dis hoe die Christen voel oor sy sonde. Dis die Christen se verhouding oor sy sonde. Sonde kom, soos altyd. Maar hy sê, it is not I. Dis nie meer ek nie. Dis ek, maar dis nie meer ek nie. Ek is nie meer dieselfde mens nie. Dat iets met my gebeur. En ek wil vir jou sê, kan jy dit sê? Kan jy dit sê vir jou sonde? Dalk sit jy vanaand hier en jy sê, Johan, dude, I've been faking it. Ek wil vir jou sê, dit is baie eenvoudig om terug te kom na Jesus toe. Dit is baie eenvoudig. Jesus se arms is altyd oop vir jou. Altyd oop vir jou. Dit bring ons na die tweede punt toe. Dis genade en wat dit beteken om onder genade in te kom. Okay, maar nou, daai genade, hoe is daai genade krag vir my, soos wat ek 'n sondaar is, om aan te hou te groei vir die beter? Hoe is daai genade krag in my lewe? Want julle kan sê, Johan, dit klink amazing. Julle kan sê, Paulus sê, sin shall no longer be your master. En julle kan eerlik vir my sê, nee, maar dit voel asof sonde nog baie powerful is. Julle kan sê, great. Paulus sê, we are those who have died to sin. En jy sê, nee dude, sonde voel nog baie lewendig binne my. Is ek die enigste een? Okay, ek hoor jou. Goeie vraag. Baie goeie vraag. Hierdie is belangrik om te hoor, nie net omdat ons almal sukkel met sonde nie, maar ek wil hê julle moet verstaan, net omdat sonde nog in jou lewe is, beteken nie daai hartstransformasie het nie plaasgevind nie. Dit het. Jou verhouding teenoor daai sonde is wel nou anders. Okay? Sin, kyk na die taal wat Paulus gebruik. Ja, sonde is in ons lewens, ja. Maar kyk na die taal, sin shall no longer be your master. Vers 14, dominion. Dis groot woorde daai. Ek het bietjie gesukkel met Afrikaans op hierdie punt. En dis ek bietjie lui ook. En toe besluit ek gaan net vir julle 'n kommentaar lees. Ek gaan vir julle lees wat iemand anders geskryf het, want dit is baie beter as wat ek dit kan verduidelik, okay? So kom ons lees saam. Verskoon my, ek's jammer. Ek bely my sondes, okay? Hierdie is hoe ons moet dink oor hierdie woorde. Sonde is nog in ons lewens. Hoor hoe sê hy? So what does Paul mean when he uses these terms? What does Paul mean? The moment you become a Christian, you are no longer under the reign, okay, the ruling power of sin. Remember, sin reigned
so also grace might reign. In other words, sin still has power, but it can no longer force its reigning power on you. Sin can no longer dominate us. We now, because transformed, ons is onder genade, we now have the ability to resist and rebel against sin. So, having died to sin does not mean that sin is no longer within you, or that it has no more power and influence within you. It does. Though you may obey it, and though the Bible predicts, you will obey it. The fact remains that you no longer have to obey it. You have died to it, and it can be dead to you. Christ has broken the power of sin, so believers can know that it no longer has absolute sway over them. Once more, this does not mean sin cannot gain some control over our lives. Rather, it means we will never again be helpless pawns under its power. Yes, Johan, jy's so goed. Well done. No. Nee, dis nie ek nie, maar dis behulpsaam. Dis so behulpsaam. The fact remains that you no longer have to obey it. You have died and it can be dead to you. Ons verhouding teenoor sonde het verander onder genade. So, hier's my vraag dan, okay? Johan, amazing. Hoekom verloor ons dan teen sonde? Hoekom verloor ons dan teen sonde? Hoekom klink dit amazing, maar môre gaan dit moeilik voel? Môre gaan dit baie moeilik voel. Hier is die antwoord. Kyk na vers 11. Vers 11 lees as volg. Hy sê in the same way. Hy sê, okay, nou gaan ek met julle praat. Hierdie het met julle gebeur. Hierdie is nou wat julle moet doen, okay? In the same way, consider yourselves, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Sien julle daai woordjie, count yourselves, consider yourselves. Dit beteken, gelowige, voor jy kom met jou wet en jou reëls en jou sokkies wat jy wil optrek en jou nuwejaarsvoorneme en alles wat jy wil ander en al die moeite wat jy wil, voor jy kom met dit, voor jy jou moue wil oprol en jy wil self daai sonde op jou eie manier tackle in jou eie krag, voor jy kom met dit, hoor wat sê Paulus, voor jy enigiets van dit doen, count yourself eerste. So wat sê, hy sê, voor jy enigiets van dit doen, sien eers wie jy nou is. Count yourself, consider yourself. Sê vir jouself wie jy nou is, gegeewe die feit dat daar 'n radikale transformasie in jou lewe plaasgevind het. Count yourself. Beteken, beklei teen jou sonde met jou nuwe identiteit. Beklei met die feit, beklei met hierdie is jou swaard, ek is nou onder genade, ek is nie meer onder die wet nie. Beklei met dit, dis die waarheid. Sonde gaan oor en oor in jou lewe kop uitsteek. Die vraag is, wat gaan jy sê? Wat is die ding wat uit jou mond uitkom wanneer jy jou sonde beleef? Paulus sê, wat jy moet sê is, hierdie is wie ek is. Ek moet nie vergeet wie ek is nie. Ek moet nie vergeet wat met my gebeur nie. I have to count myself. Ek moet vir myself sê wie ek is. Ek moet myself herinner, ek het heeltemal 'n nuwe hart. Ek het nie 'n hart wat sê, ek kan nie, is te veel, is te moeilik. Ek het nie 'n hart wat sê, dis te sterk, ek het probeer, maar ek kan nie, ek verloor die, ek kan nie. Wees versigtig, dis nie wat ons vir onsself moet sê in daai oomblik nie. Wat ons inteendeel vir onsself moet sê is, nee, per definisie sê Jesus, jy het reeds gewen. Per definisie het ek reeds gewen, Jesus sê, jy is my kind. Wat jy sê daar, ek kan nie, ek het verloor, dis 'n leuen. Jesus sê, jy het reeds gewen. Jy is 'n kind, en het 'n radikale transformasie plaasvind, en ons 'n nuwe krag in jou, wat nee kan sê. Dis die swaard, dis wat jy mee moet beklei. Piper, dis nie 'n quote nie, maar dis net 'n vinnige 1-2 jab. Dis baie cool. Piper sê, fight your sin like a victor, not a victim. Boom, mic drop. Baie cool. Fight your sin like a victor, not a victim. Dis oulik. Dis cool.
So, daar's 'n baie bekende illustrasie wat ons nog gaan help. Ek het dit gesteel. Ek het baie goed vir hierdie preek gesteel. Dit is baie moeilik geweest hierdie week. En die illustrasie gaan so. In Amerika se geskiedenis, soos wat julle sal weet, was daar 'n vreeslike lang tydperk van slawerny. Maar nie soos formele slawerny. Slawerny was in die wet ingeskryf. Jy kon slawe per wet verkoop en so voort. En toe staan 'n massiewe burgersoorlog, 'n civil war. En daar kom toe 'n president en die een kant van die land van Amerika wen, julle sal weet. En hy verander toe hierdie wet. Oornag is slawerny geëindig, okay? Daar is nie meer slawe nie. 'n meester mag nie meer na sy slaaf toe gaan en sê jy moet of ek gaan jou doodmaak nie. Of 'n meester mag nie meer gaan na sy slaaf en sê ek verkoop jou nou nie. Jy mag nie. Dit het op daai dag geëindig. Maar wat het toe gebeur op die grond? Okay? Die wet het verander, maar op die grond, die dag na daai wet verander is, wat het gebeur? Hoor hierso, hier is Martin Lloyd Jones. Hy sê all slaves, young and old, were given their freedom. But many of the older ones who had endured long years of servitude found it very difficult to understand their new status. They had heard the announcement that slavery was abolished and that they were free, but hundreds, not to say thousands, of times in their afterlives and experiences, many of them, they did not realize it. They did not count themselves free. Die punt wat Lloyd Jones maak, wat uitstekend is hy sê, jy kan vry wees en nog steeds jouself hanteer soos 'n slaaf. Jy kan 'n vrye slaaf wees. Jy kan lewe asof jy nooit vrygemaak was deur Jesus nie. Jy kan lewe asof daar nie 'n krag binne jou is wat vir jou sonde kan nee sê nie. Jy kan lewe asof jy nooit gekoop was deur die dierbloed van Jesus nie. Sodat wanneer jou meester kom, wanneer jou sonde kom en hy sê spring, dan spring jy want jy's 'n slaaf. See, you're not counting yourself. Jy maak nie staat op jou nuwe identiteit nie. Dis hoekom ons sukkel as Christene. Ons sukkel as Christene want ons lewe soos vrye slawe. Vrygemaak deur Jesus. Maar ons gee vir sonde heeltemal te veel mag in ons lewens. As jy vanaand hier sit en jy wil jou woede, jy wil hê dit moet geduld word. Jou verslawing moet bevryding word, jou haat moet liefde word en selfs meer, jou haat teenoor iemand moet dienaarskap word. Jy wil sag word teenoor iemand. As jy wil hê jou leuns moet integriteit word, as jy wil hê jou luiheid moet dissipline word, hoor vanaand die krag van genade. Die krag van genade, die krag vir lewensverandering vir die beter in jou lewe gelowige lê in die feit dat jy 'n nuwe mens is. Dat jy wel vrygemaak is en dat jy moet lewe in die vryheid wat Jesus vir jou gekoop het en die krag ervaar. Die krag glo in jou. Moet steun op die krag in jou. Hierdie is die uitdaging. En hierdie is wat ek hoop gebeur en wat ek bid gebeur. Dat wanneer sonde oor jou pad kom, jy sal sê, it is not I. It is not I. Ek is 'n nuwe mens. Ek hoop dit gebeur. Ek wil afsluit met hierdie. En hierdie is soos 'n een laaste soos glo hierdie ding wat ek wil lees. Okay, glo hierdie. Hoor hierdie woorde, vat dit en mag dit jou swaard wees hierdie week, want jy gaan sukkel met sonde hierdie week. Jy gaan. Ek weet nie wat jou struikel is nie. Ons almal het dit. Dit gaan oor jou pad kom. Mag jy hierdie woorde vat. En mag jy hierdie onthou vir 2023. Mag jy so kyk na al jou foute in jou lewe hierdie jaar. Vat hierdie en gebruik hierdie as jou swaard. Hierdie is nog een laaste quote. Charles Spurgeon. Lees saam met my. Hy sê, how can that which is born of God
live like that which is born of the devil. No, it cannot be. Christ has undertaken to save you from your sins, and He will do it. He will keep you watchful, prayerful, vigilant. He will instruct you in His word. He will help you by His Spirit. He will challenge you by His church. He will perfect you in Himself. You are bound for victory, and you shall have it. Thanks be unto God who gives it to you through Jesus Christ our Lord. Sin shall not have dominion over you. Amen. Glo hierdie. Kom ek bid vir ons. Here, ons kom en bely ons sonde. Ons kom bely dat ons soos vrye slawe lewe. Vader, daar het iets met ons gebeur. Daar was 'n verklaring in die hemel en op aarde wat sê ons is vergewe en elke liewe wet is nagekom en ons is nie meer onder die wet nie. Maar ons is onder genade. Vader, vergewe ons. Ons lewe nie asof dit die waarheid is nie. Vergewe ons dat ons vir sonde soveel krag gee. En Vader, mag ons nie meer so wees as ons klaar is vanaand nie. Mag ons hier uitstap heeltemal veranderd met 'n nuwe krag en 'n nuwe verstaan van wie ons is, Vader. Vader, mag ons daai swaard reg hê hierdie week soos wat sonde wil kom. En mag hierdie wat waar is van ons nuwe identiteit, mag hierdie ons krag wees vir verandering hierdie jaar. Mag dit ons 'n lig maak in 'n donker wêreld wat wel nog steeds vassit in hulle sonde, wat wel nog steeds vasgevang word in hulle slawerny. Vader, mag ons vriende, mag ons familie na ons toe kom en sê, wat gaan aan met jou? Mag dit gebeur, Vader. Sodat ons vir hulle kan verduidelik wat Jesus vir ons gedoen het. Vader, vir die wat nog nie daai stap geneem het nie, ek bid dat genade hulle hart sal volmaak. Dat hulle U oop arms sal beleef en dat hulle sal uitroep, werklik sal uitroep vir nuwe lewe in hulle harte. En ek bid vir die wat voel sonde wen hulle, Vader, mag hulle oorwin. Mag hulle oorwin in Jesus naam. En mag hierdie woord daai katalisator wees wat hulle help om hierdie week die regte wapens te hê. Ons bid al die dinge in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.